Dit is tyd vir jou hoofstorie op Goeiemôre Good Morning in samewerking met Marula Media. Ek is Elsa Estreisen en ons bespreek vandag die volgende storie wat op Marula Media verskyn. Volgens die berig neem Solidariteit met kommer kennis van die Gautengse Departement van Onderwys se voorneme om met grootskaalse besnoeiing van poste by skole in die provinsie vorendag te kom. Sover bekend word veral laerskole in die provinsie hierdeur geraak en word kleiner departementele begroting as die rede voorgehou. Die hoof van Solidariteit se onderwysernetwerk, Johan Botha, sê hierdie eensydige wysiging van die begroting bedreig onderwysers se werksekuriteit en sal skole se eie begrotings onder geweldige druk plaas. Hy meen indien poste deur die departement gesny word, verskuif die druk na 'n skoolbeheerliggaam en daarvandaan na die ouers wanneer skoolfondsverhoging die enigste uitweg word. Botha sê verder, volgens die berig, dat dit nog nie bekend is hoeveel skole of uiteindelik hoeveel poste vanaf Januarie volgende jaar hierdeur geraak word nie. Ek het gister na 'n woordvoerder van die Gautengse Departement van Onderwys uitgereik wat meen dat hy niks van die kwessie weet nie. Maar ek gesels nou met Paul Sauer van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie. Nou Paul, ek wil eerstens vra, hoe sou jy die impak van so 'n plan in 'n neutedop beskryf? Baie dankie Elsa. Ek dink belangrik die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is dat daar's nie poste wat gesny is nie. Dis bloot die postemaandjie is dieselfde, maar as gevolg van die leerdergetalle wat groter geword het, is dit baie belangrik dat die botter op die toebroodjie baie dun gesmeer word rondom daai aspek. So laas jaar het die Gauteng of hulle het hierdie jaar verklaar dat dieselfde postemaandjie voorsiening gemaak gaan word. Maar as gevolg van die leerdergetalle wat dan daarbey 'n rol speel en vergroot het, gaan hierdie maandjie dan nou baie dunner gesprei word om dan al die moontlike scenario's te dek. Ons het wel by laerskole wanneer die voorlopige postevoorsiening uit is daar sowel wil dit voorkom by laerskole of daar so dan nou poste gesny is. Maar ons is besig om hierdie individuele sake op te volg en die anomalieë wat regtig waar daarbey betrokke is, dit te probeer uitskakel. Kleiner departementele begroting word as die rede voorgehou, weer eens na aanleiding van dit wat ons in hierdie berig lees. Regverdig so iets werklik die besnoeiing van poste of kan geld op ander maniere gespaar word? Ja, ons is op rekord wat ons kan sê is dat 'n onderwyser in 'n klas is die belangrikste taak van 'n onderwysdepartement en dat hulle daarvoor eerste voorsiening moet maak. Hulle maak ook voorsiening vir 'n klomp ander aspekte, maar ons is ook van mening dat daar regtig waar op sekere ander aspekte gesny kan word, om die onderwysrekening of die onderwyser se salarisrekening regtig waar te kan vasvat en dan daai prioriteit en aandag geniet. So ek glo ja, dis 'n kleiner begroting. Eintlik is dit dieselfde begroting, maar op die ou end van die dag is die doel of die nood daar buitekant baie groter. Baie dankie Paul. Dit was dan jou hoofstorie op Goeiemôre Good Morning in samewerking met Marula Media. Lees gerus die oorspronklike berig op marulamedia.co.za.